Die wetlesing kom vanoggend weer uit Deuteronomium 6, vanaf vers 13. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou. Sodat jy die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde af verderf. Julle mag die Here julle God nie versoek nie, soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan. En jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het, terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag, soos die Here gesê. So we read a piece of the laws, sometimes out of the Old Testament, sometimes out of the New Testament. This is one of the oldest laws. Do not rebuke God, do not test God, do not take God lightly, otherwise the reaction will be negative towards your survival. But if we honor God, if we do what God asks, if we live in God's love, He will give us our heart's longings. Dit wat God ons beloof het, God se sorg. En daarmee saam is ons ook, weet ons Paus Jesus Christus, ons is verlos, so ons kan vrylik ook maar bietjie uit die foute uitleer wat ons maak, en voluit lewe, elke keer meer en meer. En dit is ook wat Deuteronomium sê, sodat dit kan goed gaan al die dae in die land wat God beloof het. Ons is nasate van mense wat in die wêreld wat God beloof het deur Jesus Christus gesit. So vanoggend praat ons oor die koninkryk. Today we are talking about the kingdom of God. And we're speaking from Matthew 6, verse 33. If one of you want to be very brave and can read it in the German, I would appreciate it. Since I see you have a Bible. Is it German? Yeah. If you have the guts, I would very much appreciate it. Nietemin, ons kyk vandag na Matteus 6. Maar voordat ons by die teks uitkom, wil ek 'n paar van ons nooi. Ek het 4 sakkies wat toegebind is met lekker goed in weggesteek. Wie wil saam met my treasure hunt? Kyk, daar's 4 pakkies. Hier is die leidrade. 2 van hulle is iewers tussen die moederskamer en die voortuin. 1 van hulle is in die middel van die kerk en 1 van hulle is waar ouderlinge en diakens altyd gesit. So we're holding a little bit of, julle kan go. As jy dink jy weet waar om te gaan soek met liefde, hartbekrop.
So we are holding a bit of a treasure hunt. It is chocolates. I know that because I hid it. So there's 4 bags if you want to join the hunt. One is in the middle of the church. One is where the elders used to sit in the good old days. And 2 of them are outside between the baby room and the front garden. Dis 'n swart sak, ek het hom nie ooglopend weggesteek nie. Die een in die moederskamer as ek reg onthou is wit. Kayla het een, so we have one. Jy hoef nie voor te staan nie, Kayla, jy kan net sit, jy kan hom so lank oopmaak, hou net vas, ons kom nou by sy inhoud. Amper trap ek van my trappie af. Frank, hoe kom jy reg? Het jy gekrap en goed? Het jy gekyk waar babas lê? Hy hoor baie duideliker as wat ons dink. Hy gaan nou kyk. Frank, toe hierdie wit ene, daar's nog 2, daar's nog 1 in hierdie deel van die kerk, waar niemand gesit het nie, by the way. Helene, julle is baie nader aan as wat julle dink. So 2 rye dalk agtertoe of vorentoe. Weereens, dis 'n swart sak wat weggesteek is. Jakob weet waar hy is. Hy's net te beskei om op te spring vir hom. Dink julle die ander een nie? Jy's waar's en jy gaan hulle. Ek kon net daarom sien, Frank het sy, maar ons nou nog 1 hier buite in die blond bedding. Wie? François, dis net in hierdie gedeelte van die kerk hoor, dis nie in die tuin in nie. Dis mos lekker om skattejag te hou jy van sjokolades? Nee, ek het probeer vir biltong, maar weet jy, mens kan nie biltong in klein hoeveelheids koop nie. En ek het nie tyd gehad om 20 sakkies vol te maak nie. Die van julle wat 'n skat gekry het, dit is julle keuse om hom na die erediens te deel of nie. Nee? So the treasure, as I said, to spoil it alert for the rest of us, is chocolates, and they can choose to share if they want. So as jy 'n sjokolade wil hê, dis met wie jy maatjies maak na die diens. Hulle het. Hier's die punt, ons almal hou van 'n bietjie van 'n treasure hunt. We all dream of winning the lotto. Ons almal sê as ek maar net 20 miljoen of 80 miljoen rand of 1 miljoen 500 rand kon hê in die tyd van die maand, want is daai tyd van die maand. Ons almal wonder 'n bietjie oor if I could only have nice clothes, as ek net goeie make-up kan bekostig, as ek petrol in my kar kan gooi, as ons kos op die tafel kan hê, 'n klomp goed goals in ons lewe, hè. 'n klomp sorghede. Kan jy glo so baie sweeties net? A bunch of things that we have our wish list. En dit is nie dat ons eer aan nie. Ons is nie daarin nie. Die disippels was ook baie begaan oor wat hulle gaan eet, wat hulle gaan drink en hoe gaan hulle nuutste Ferrari donkie koop. Was 'n ding. Nee, en hoe gaan hulle aansien bevorder? So daar lees ons saam uit Matteus 6 vanaf vers 25. Jesus praat nog op die berg en hierdie is wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor die lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam of oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggame as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle. As God dan
die gras van die veld, wat vandag groei en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal God dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat wat julle alles nodig het. Nee, beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Is there anyone of you that wants to be brave and read the German for us? Yes, no, you can say no? I can do it. Okay. If you want to come stand just in front with the acoustic. Ons gaan net in Duits luister vir ons liewe Duitse vriendinne. Die Lesung steht am Matthäus-Evangelium im Kapitel 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen und was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Danke. Nou het ons ook in die eerste taal wat nie 'n Bybelse taal is nie, die Bybel voor. German, the first translation from the biblical languages. This you know, yes? Yeah. So you guys were first. Thank you very much. If it wasn't for you, we wouldn't have it in Afrikaans today. Nee? Baie maklik. Ouens is begaan oor party van hulle goed fancy goed. Wat se klere gaan ek aantrek? Hoe lyk ek fancy? Wat is my lekkerste ding? What are we going to eat? Is dit Burger King of is dit Steers of is dit, jy weet, 'n ou eiertjie van die hoender, jy weet, nee? Ons dink baie keer hulle was net bekommerd omdat hulle honger is. Hierdie is nie hoekom Jesus dit sê nie. Hulle het ook daarin baie keer so 'n bietjie fancy, gaan hulle bokkie slag of gaan hulle nou maar net, jy weet, by die gewone lengsies en goed bly vir die dag, nee. En dan kom sit Jesus en hy sê, waar is ons worries? Nou interessant, daar's 2 plekke in die Bybel waaroor hulle praat. Matthew 6 is the first place he talks that recounts the story. Luke 12 is the second one. So ons het 2 disippels wat vir ons geskinder het oor hierdie vertellings wat ons oor hierdie gehad het. Matteus fokus op ons wat ge-worried is oor goed, waar ons stres lê. Luke
says it is our trust where our focus is in God. Wat is jou skat? Waar is jou skat? Where is your riches? So dis 'n baie interessante twee kykie na dieselfde storie. Ons kan lekker dieselfde storie van twee kante af sien, want ons het die hele Bybel. Hier's die ding. Jesus is baie duidelik om te sê, hier's vir jou 'n skat. Hierdie goed is goed wat jy bymekaar maak, maar dis nie die fokus nie. Luke and Matthew in the same focuses on one thing. Treasures are great. Having extras is great. But the focus should never be the things we think we need or the things that we need. The focus is God and God's kingdom. En dan sê hy, hierdie Matteus 6 vers 33, as ek hom net kan kry, dat ek hom vir julle mooi kan lees en nie kan lieg nie. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge kan gee. In other words, if we focus on God and God's kingdom above all else, all the other things will fall into place. Ons soek baie kere skatte. Kayla, wil jy nie asseblief een van daai, kies ene, ek wil net hê iemand, gee vir John Ray, hy is gewoonlik baie braaf, lees gou vir ons, John Ray sê nie kans om te lees. Okay, fine, ek weet wat hulle sê. Op hierdie skat is daar 'n briefie, hierdie is wat hierdie briefie sê op daai skat. Kayla gaan nou vir my sê of ek jok of nie. As ons elke dag met dieselfde ywer God se wil en koninkryk najaag, soos wat ons eie drome najaag, sal God se koninkryk 'n werklikheid wees. En as ek en jy meer as wat ek en jy dink, meer as wat ons eie goeie seisoene op die lande wil soek, 'n beter salaris, 'n lekkerder kar, al daai goed wat ons nodig het, as ons God bo dit alles plaas, met dieselfde ywer, net 'n stukkie, met dieselfde opgewondenheid God se koninkryk soek, sal God se koninkryk reeds 'n werklikheid wees. Sal ons probleme reeds oplos. So here's the invite. Our dreams, our ideals, our wants, if we look at God and His promises and for His will and His kingdom with just a small vigor that we look at the things we want, then God's kingdom would have been a reality already. I don't think you three would have had a job because there wouldn't be need. But there would still be people coming to volunteer, but because they want, not because the need is so great. As ons God se koninkryk so nagejaag het, dat dit 'n lewende deel van ons wese geword het, dan sou ons dit reeds uitgeleef het. Die lekker ding is, ons kan dit nou begin doen. The invite is extended, no expiry date. We can start doing it now. Want God sal vir alles wat in ons harte is, wat daar hoort, sorg. Catch, daar's altyd 'n catch. Same as the kids had to get up in Albert, maar ek het ook 'n ma net, so had to get up and look for the treasure. Dieselfde soos wat hierdie uitnodiging is, dat ons fisies moet opstaan en goed soek, God se wil gaan soek. Is dit nie 'n passiewe ding wat ons net agteroor sit en wag nie, dis 'n aktiewe ding wat ons doen. En hier is nou die ding, soos wat ons goed soek, raak ander goed minder belangrik. Vir Franco, hulle was dit nie meer belangrik wat hier in die kerk aangaan nie. Dit was belangrik om daai sweetie te kry. Nee, dit was nie meer belangrik om te luister wat die dominee sê nie, want daai sweetie was belangrik. Wanneer ons God se koninkryk eerste sit, raak die goed wat nie God se koninkryk is nie in ons eie lewe vir ons onbelangrik. If we focus on the kingdom and the will of God so much,
We wouldn't have to spend energy on the bad habits or the bad things that we want to leave behind. They will just become less important because our focus is set. And that's the invite Jesus gives through Matthew and Luke 12 this morning. Om so gefokus God te soek, omdat ons weet God het die beste. Die beste vir ons in gedagte. And because God knows best, we will focus on Him and His kingdom and His will so much that we will become the change in the world. En dat God se wil deur ons sal skyn. Die uitnodiging is joune. Ek lees vir ons Matteus 6 vers 33 uit die boodskap. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir God belangrik is. Dan sal God vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Sy die oor, dan bid ek. Here God, dankie dat U koninkryk vir ons kom wys het. U liefde, U genade, U deernis, U barmhartigheid, U omgee. Dankie Here dat U bewus is oor die goed waaroor ons bekommer. Wat gaan ons eet? Wat gaan ons dra? Hoe gaan ons lyk? Waar gaan ons bly? Hoe gaan ek my rekeninge betaal? Maar Here, dankie dat U groter as alles is. Dat U sal sorg. Dat as ons op U liefde en U koninkryk en U wil gefokus bly, U vandag se probleme vir ons genoeg krag gee. En dat môre se probleme by U is en ons U daarmee kan vertrou. Thank you, Lord, that You will care for every need and want in our hearts. If we choose to follow Your kingdom, if we choose to do Your will above all else, that the other things will fall into place, because You are our God and You will provide. Thank You that we can praise You, Lord. Amen. Dit is geleentheid vir dankoffers.